Goeiedag geliefdes, ons luister vandag na die 10de gebod. Eers lees ons Eksodus 20 vers 17 en dan ook Jakobus 1 verse 12 tot 18. Eers Eksodus 20 vers 17. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En dan ook Jakobus 1 verse 12 tot 18. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie julleself mislei nie, my geliewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Wat is jou diepste begeerte? Die mens se hele lewe word gekenmerk deur begeertes. Ons het begeerte na kos, klere, huisvesting, besittings, geselskap ensovoorts. Wanneer is hierdie begeertes sondig? Begeertes is sondig wanneer dit begeerte is om te wil sondig. Anders gestel, sonde word deur sondige begeertes veroorsaak. Ons moenie die geleentheid om te sondig met die oorsaak van die sonde verwar nie. So, wanneer ek sondig, is dit nie die geleentheid se skuld nie, maar my eie sondige begeertes. Wanneer ek sondig, is dit nie my omstandighede of die manier waarop ek groot geword het, of my baas of die skool, of my boetie of sussie se skuld nie. Ja, al hierdie dinge kan dit vir my moeilik maak, maar wanneer ek sondig, is die skuld myne. 'n Sondige begeerte is die begin vir die oortreding van die eerste 9 gebooie. Die oorsprong van diefstal is byvoorbeeld die begeerte om iemand anders se besittings te wil hê. Nie alle begeertes is verkeerd nie. In die Bybel lees ons dat God ook begeer en dat ons ook goeie dinge kan begeer. Wanneer die 10de gebod sê, jy mag nie begeer nie, gaan dit oor begeertes wat kan oorgaan in sondige woorde of dade. Daardie begeertes is op sigself sonde, omdat die gesindheid van jou hart vir die Here belangrik is. Hoe werk sondige begeertes? In Jakobus 1 vers 2 word daar van beproewings gepraat. 'n Beproewing is iets wat met jou gebeur. Enige teenspoed of voorspoed, sukses of mislukking kan 'n beproewing wees. Dit is iets wat buite jou gebeur en dit is 'n geleentheid vir groei of dit is 'n versoeking om sonde te doen. Ons sondige begeertes kan van 'n beproewing 'n versoeking maak. Ons lees in Jakobus dat versoekings nie God se skuld is nie. Dit is ons wat sonde wil doen. Waar beproewings van buite af kom, kom versoekings van binne af. Dit is ons sondige begeertes wat ons verlei. Die woord begeerte in vers 14 beteken letterlik lus of drang of 'n diep begeerte. Dit is hoe sonde werk. Dit begin met 'n lus of 'n drang. Sonde is nie net om verkeerde dinge te doen nie. Die kern van sonde is om dinge op die verkeerde manier te wil doen. In die Bybel word sonde nie net as die breek van reëls beskryf nie, maar ook as geestelike egbreek. God noem homself die bruidegom en sy volk, sy bruid. Sonde is wanneer iets of iemand anders vir jou belangriker word as God. Byvoorbeeld, dit is goed om te oefen en deel te neem aan sport, maar wanneer jy sport liewer het as God, lei dit tot sonde. Dit maak dat jy nie meer tyd het vir jou verhouding met die Here nie
en ook dat jy nie meer tyd het vir medegelowiges nie. Dit kan ook lei tot oneerlikheid of dat jy iemand uitskel of met die vuis bydam as jy verloor. Iets wat jy in die plek van God plaas, kan enige tyd van jou weggevat word. Gesondheid kan verdwyn, vriende kan jou teleurstel of jy kan jou werk verloor. Wat bly dan oor? Hartseer, elende en op die ou end die ewige dood. Wat is die oplossing vir ons sondige begeertes? As iemand dink dat sonde net die breek van reëls is, sal hy sê net nee vir sondige begeertes. Maar dit is nie die antwoord nie. Om nee te sê is belangrik, maar dit is nie die oplossing nie. Dit is die gevolg van die oplossing. So wat is die oplossing? Die enigste manier om weg te breek van 'n voorwerp wat vir jou mooi is om vir jou siel 'n voorwerp te wys wat nog mooier is. Met ander woorde, die antwoord op versoekings is om die regte persoon te begeer. God moet nie net 'n goeie idee vir jou wees nie, maar die passie van jou hart. Hy moet nie net 'n byvoeging in jou lewe wees nie, maar die middelpunt van jou lewe. Jesus is ons volmaakte bruidegom. Wanneer ons arms om 'n ander bruidegom sit en sê, jy laat my belangrik voel, jy maak my gelukkig, jy laat my goed voel, is dit die oorsaak van sonde. Ons kan dit met ons werk doen, ons kan dit met sport of ontspanning doen, ons kan dit met familie doen, of ons kan dit met besittings doen. Kyk dus na die volmaakte bruidegom en wat hy alles vir jou gedoen het. Jesus se klere was uitgetrek, sodat jy mooi en geklee kan wees. Hy was geslaan en gemartel, sodat jy skoon kan wees. Is daar enige ander bruidegom wat dit vir jou sal doen? Is daar enige ander God wat jou so sal versier? Natuurlik nie. Kyk dus na Jesus Christus en omhels hom. Dit is die bekering wat in my en jou lewe moet plaasvind. Bekering is nie net om nee te sê vir versoekings nie. Bekering is om terug te draai na die ware God toe, om vergifnis te vra en om hom te omhels as ons ware bruidegom. Dit is hierdie goeie God wat ons ware bruidegom is. Dit is hy wat ons kom red het, sodat ons aan hom kan behoort. Daarom kan en wil ons nou die goeie begeer. Ons hoogste begeerte is om God te dien en hom te verheerlik. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons bely ons sondige begeertes voor U, dat ons so maklik begeer om teen U gebooie te oortree. Vergewe ons daarvoor en gee ons die begeerte na geregtigheid, na dit wat reg is en dis wat U wil hê. Ons verhouding met U is vir ons kosbaar en ons wil dit ook elke dag in ons lewe uitleef. Ons doen voorbidding vir ons regering. Ons vra dat U hulle werk sal seën en dat U vir hulle wysheid sal gee in die besluite wat hulle neem. Ons bid ook vir ons plaaslike regering, ons munisipaliteite. Seën hulle werk om belangrike dienste ook aan inwoners te gee. Ons doen ook voorbidding vir ons hospitale en mediese personeel wat kosbare werk doen om mense in nood te help. Ons vra dat U hulle die middele sal gee om hulle werk te doen en ook dat U hulle sal seën in die uitvoering van hulle taak. Ons bid al die dinge deur U groot genade alleen. Amen.